wandel, maar klein genoeg om in my en jou hart te woon. Dis die Here wie ons aanbid. Dis die God wat ons ken. Dit is hy wat vanmôre hier teenwoordig is. Want die Bybel sê as daar net 2 of 3 in sy naam vergader, dan is hy in hulle midde. So baie welkom vanoggend hier saam met ons by Boksburg Kollegie Kerk. Dit is 'n heerlike groot voorreg om vanoggend in besonder ons motorfietsryers, ons bikers te verwelkom. En ek vertrou dat u vanoggend die beste plek is, enige iemand van u wat die enige tyd van die week kan wees, nie net op 'n Sondag nie. U kan gerus die sitplekke neem. Baie welkom en baie lekker om saam met julle vanoggend die naam van die Here te kan aanbid. Dankie vir die musiekspan. Julle is vir ons 'n groot seën. Nou, my naam is My naam is Renier Pelser. Dit is vir my voorreg om vanoggend vir my broer Ben in te staan. Hy het gisteraan, toe hulle teruggery het van die Eswatini af, het hulle so 'n bietjie teëspoed op die pad gehad en 'n bars band gehad. En nou soos wat dit met 'n BMW gaan, en dis randflats en hy kon nie intussen 'n ander band gekry het nie. Daar is nie 'n spaarwiel nie, maar hulle is okay. Hulle is inteendeel op pad terug en ons is so dankbaar bly dat daar niks ernstigs verkeerd geloop het in die bars van die band nie. Maar hy het vir my gevra, ek moet asseblief vanmôre en besonder vir al die bikers wat hier is, baie welkom sê. En hy is baie hartseer dat hy nie vanoggend saam met julle die diens kan geniet nie. En ek het so vermoed, ek weet nie of ek nou reg of verkeerd gaan wees nie. Ek het nou vinnig gekyk op my foon en dit lyk vir my, hulle is so halfpad tussen Middelburg en Johannesburg. En soos wat ek hulle nou ken, gaan hulle dalk nog probeer. Dit hang nou net af van hoe lank ek preek, gaan hulle nog probeer om betyds te wees. En net dalk miskien hallo te kom sê. So kom ons kyk maar wat gebeur. Ons bid in elk geval dat die Here vir hulle reisende genade sal gee en dat hulle veilig hier sal aankom. Nou, toe ek vanoggend al die motorfietses so hoor hier aankom en die brulgeluide van elke eysterperd, toe dink ek aan my ouma. Nou, dis nou 'n snaakse ding om aan te dink aan jou ouma as jy 'n motorbike koop. Ek kan vir 2 redes aan my ouma dink as ek dink aan 'n motorfiets. Die een was dat sy 'n sêding gehad het, dat hoe meer jy 'n vleisperd, 'n regte perd ry, hoe makker word hy. Maar hoe meer jy die eysterperd ry, hoe willer word hy. Jy sien haar aanname was gewees, baie op 'n vleisperd se rug, maak hom mak. Maar hoe meer jy op die eysterperd ry, hoe meer raak jy opgewoond en hoe meer vat jy nou kanse. Maar ek glo dat elkeen wat hier is vanoggend verstandig is om mooi te ry en goed te ry en seker te maak dat jy veilig by jou bestemmings aankom. Ons bid daarvoor. Die tweede ding wat ek van my ouma onthou, nou, dit was nou nie 'n baie goeie ervaring gewees nie rondom motorfiets. Sy het so 'n geel Toyota Corollaatjie gery. En die een dag sê sy vir my, ek moet saam met haar winkel toe ry. Nou op die ouderdom wat sy was en sy nog steeds bestuur het, was dit eintlik 'n gevaar op die pad gewees. En ek weet nie hoekom is ek saamry nie, maar al wat ek kan onthou as kind, en ek was so chokkertjie gewees, al wat ek kan onthou is die volgende oomblik, toe druk iemand sy gesig op die voorruit, 'n motorfietsryer so teen die ruit, en hy skud sy kop. Nou, dis nie iemand wat langs die kar gestaan het nie, dis 'n motorfietsryer wat sy in 'n eenrigtingstraat van voor af getref het. Nou, dank die Here, hy het dit oorleef. Hy was natuurlik bitter ongelukkig met ouma gewees en ek het so sleg gevoel, die arme man, so motorfiets was stikkend en hy het so op die, ek weet nie wat sy ander woord nie, maar hy het so op die bonnet gelê en sy gesig so teen die ruit gedruk en vir ouma gewys, nee Tannie, dis nie hoe 'n mens ry nie, dis nie wat jy doen nie. Maar nou ja, dit is vanoggend so lekker om julle almal hier te hê, lidmate, sowel as die bikers wat vanoggend hier kuier. Nou, ek gaan regtig nie te lank preek nie, want ek sien ook, daar is heerlike verversings en broodjies, en dis ons nou ook die lekker deel. Ek sê nou die dag vir iemand by 'n gemeente waar ek preek, want dit wil vir my nogal lyk oral waar ek by die
volle evangelie kerke preek, die naam VEK, staan skynbaar vir baie kerke, nie vir volle evangelie kerke, maar vir party kerke staan dit die hele tyd oor voedsel en kerk. Want dis al wat hulle doen, as hulle by mekaar kom, is dit kos, en as hulle kuier, is dit kos. So vanoggend is so oggend, dit is volle evangelie, maar dit is ook voedsel en kerk. Nie dat daar iets daarmee fout is nie, inteendeel, as ek na die Here Jesus Christus se lewe op aarde kyk uit die Bybel, dan sien ek dat sy grootste, laaste, belangrikste afspraak was rondom 'n maaltyd. The Last Supper. Die avondmaal, die nagmaal wat ons gebruik eenmaal 'n maand in die kerk. Dit was waar hy saam met vriende om 'n tafel die disippels gesit het en 'n laaste maaltyd geniet het. So, behalwe die feit dat kos, fellowship en gemeenskap bring, is dit 'n heerlike, lekker plek om mekaar te leer ken. En ek wil julle regtig uitnooi, die gemeente wat vanoggend hier is, dat julle na 'n biker toe sal stap, en al lyk hy nou half rof en grof, en al het hy nou op sy baadjie 'n woord wat al miskien nou nie so mooi in die kerk klink nie, sê dit asseblief vir hom, jy is so bly hy is vanoggend hier. Ek het die voorreg gehad om vir 24 jaar, was ek die pastoor op Middelburg gewees in Mpumalanga, en toe ek my eerste bikersdiens hou, toe het ons so 119 bikers daar gehad van al die klubs in die omgewing, Belfast, Witbank, Delmas het gekom, Middelburg het gekom, en dit was sommer 'n baie spesiale geleentheid. Maar toe is daar 'n groot ou, en ek bedoel as ek praat van groot, as hy by die deur ingekom het, het dit gelyk of daar 'n sonsverduistering is, want dit was 'n groot man. Die lig het so, en dan as hy nou deurgekom het, sy naam was gewees Baksteen. Hy het 'n leerbaadjie gehad met hier was die woorde praat Afrikaans of. Nou, julle kan dink wat julle wil, maar dit was nie iets wat ek in die kerk sou wou sê nie. Baksteen was 'n ronde diamant gewees. Hy het so blou, as ek reg onthou, so blou Suzuki Boulevard. As dit kry mens so iets. Hy het so 'n motorfiets gehad. En die eerste Sondag, toe hy nou by die kerk aankom, toe was Baksteen nou heel onbekeerd en 'n vreeslike rowwe ou gewees. En in daai diens gebeur dit dat die Here met hom werk en dat hy tot bekering kom. Hy gee sy hart en lewe vir die Here. En na diens kom hy na my toe en sê, pastoor, kan ek met jou praat? Ek sê, ja, stel myself voor. Hy sê, jong, ek wil vir jou iets baie vreemd vra. Kan jy my geld leen? Ek sê, nee, tog. Die ou het sy hart en lewe vir die Here gegee om by my na die diens te kom geld leen. Ek was baie teleurgesteld. Hy sê, nee. Ek sien die uitdrukking op jou gesig, want ek gaan vir jou vertel hoekom ek by jou wil geld leen. Nou, julle bikers wat nou hier is, moet nou nie sleg voel nie. Ek praat en ek skuld nou nie op jou vir wat hy gesê het nie, maar ek vertel julle die storie. Hy sê, pastoor, weet jy wat? Hy sê, ons het in die Witbank afgery, ons het allemaal daar mekaar by die, dit is Reach, daar by die casino gekry, en al die bikers het nou saamgery. Hy sê, maar weet jy wat? Hy sê, gewoonlik as ons nou so ry, dan kom ons nou by die tolpad, en as daai boom oop gaan, ons net agter daai kar, slipstream, gaan ons nou deur. Dan hoef ons nog nie te betaal nie. Hy sê, maar nou dat ek my hart en lewe vir die Here gegee het, ek voel sleg. Leen my R10 dat ek vir die tolpad kan betaal. Hy sê, ek sê, hier is R10, jy hoef het nie vir my terug te gee, jy betaal vir die tolpad, en ry eerlik daardeur. So ek is nog nie vanmôre hier, om vir jou te sê, ry deur of ry nie deur nie, wat jy ook al doen, is tussen jou en die Here, maar dalk is daar iemand wat nou skuldig voel, en nou vandag, iewers in die voorneme gaan hê. Ek sien 'n paar manne wat nou so sit. Ja, en ek weet hulle sê vir hulle self as ou geld spaar, ons spaar ou nou 'n paar rand. Maar nie te min. Dit is vir my regtig lekker of jy nou vanmôre hier op 2 wiele of 4 wiele en of jy nou vanmôre te voet hier is, dit maak nou nie saak nie. Jy is vanoggend hier en die realiteit is dat ons almal is iewers in ons lewe op 'n reis. En ek wil vanoggend so 'n bietjie met jou praat oor die tema. En ek het so 'n mooi prentjie wat ek voorberei het, want ek dink dat dit is iets wat ek graag wil hê, jy moet vir altyd onthou. Dit is, hou jou oë op die pad. Nou, hou jou oë op die pad is iets wat elke biker sal verstaan. En ek dink daar is 'n baie mooi skrifgedeelte in Hebreërs, die 12de hoofstuk, wat baie mooi hierby aansluit in die Nuwe Testament gebruik die Bybel ook die woorde van dat ons oë op iets moet hou. Maar hy sê, laat ons die wedloop wat voor ons lê, met volharding loop,
En dan sê hy hierdie woorde, hy sê, terwyl ons die oog gefestig hou op wie? Gefestig hou op die Here Jesus Christus. Hy sê eintlik so pragtig mooi, daarom dan terwyl daar so groot wolk van getuienis rondom is, laat ons ook elke las afneem, die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop voorlê wat voor ons lê. Ek dink dat die tweede gedeelte sê so mooi, hy sê dat die oog gefestig moet wees op Jesus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai, en dan die skande verag het, en aan die regterhand van God die Vader gaan sit het. Hierdie tema sluit baie mooi aan by motorfietsry. Jy sien, dit is belangrik dat jy vanmôre moet verstaan dat die vraag is nie, wat ry jy nie? En ai, Here, toe ek nou daar staan en ek kyk die mooi pracht motorfiets, toe dink ek by myself, sal ek nie maar nie. En ek dink nie, ek het die prentjie vir julle gegee daar agter nie, maar ek het nogal so 'n prentjie wat ek 'n tyd gelede, ek wonder of ek dit gou vandag kan kry, maar julle gaan dit nou nie eintlik dink ek regtig kan sien nie. Jy weet, almal van ons maak ons prentjies by mekaar, en dan die prentjies partykeer sal ons nou uiteindelik vir ons kon sê van iets wat ons was, en iets wat ons graag wil wees. Nou, in hierdie prentjie wat ek nou hier op my foon het, wat ek nou nogal baie van hou, ek weet nou nie of julle enigiets sal kan sien nie, is nou nie van hoe ek was nie, dis van hoe ek eendag sal wil lyk, as ek nou aftree. So lekker ou biker met 'n baard, maar ek soek 'n heaterhelmet, daai wat soos 'n bak lyk. Nou my vrou hou glad nie van die idee nie, maar dis deel van my aftreeplanne, want dit lyk vir my tog so vreeslik lekker. Ek het op 'n stadium as 'n student, het ek 'n motorfiets gehad, 'n 650 Kawasaki 650Z, so 'n vol fairing gehad, en 4-in-1 pyp, en dit was nou die lekkerste motorfiets as student. En toe kom ek nou die eendag by die huis, toe sê my ma vir my, want daai week het dit gereën, ek kon nie met die motorfiets ry nie, en toe ek koshuis toe ry, daar waar ek geswat het, het ek toe 'n lift gekry, en ek het die motorfiets by die huis gelos, en toe ek die naweek huis toe kom, toe sê my ma vir my, toe ek nou daar aankom, my kind, jong, ek het vir jou verrassing, ek dink nou, wat is dit, ma? Sy sê, hier is vir jou 'n check. Daai tyd was al nog checks, julle jong mense, so 'n stukkie papier met 'n handtekening en 'n bedrag op. En ek sê, ja, ma, baie dankie vir hierdie check, waarvoor is dit? Sy sê, man, ek het jou motorfiets vir jou verkoop. Ek dog, ai, moeder, as jy nie weet op die motorfiets geniet, so jy sê, nee, pastoor kan nie op 'n motorfiets ry. En jy wil trou, jou aanstaande skoonpa gaan niks daarvan hou, dat Ronel agter op 'n motorfiets moet wees. En julle kan nêrens heen gaan. Dink net daaraan, jy kan nie eers driving toe gaan nie. Ek sê, ai moeder, die motorfiets was so lekker. So ja, dit was vir my 'n verrassing geweest, en dit was my ervaring van motorfiets. Maar hier is die ding, dit maak nie regtig saak wat jy ry nie. Wat saak maak, is waarheen is jy op pad? Dis 'n vraag wat elkeen vanoggend in die kerk vir homself moet vra. Maar hier is nou die eerste belangrike punt, en ek het soms so 'n paar punte neergeskryf, en as jy aantekeninge maak, of jy op so 'n voorbeeld sit, is jy baie welkom. Die eerste ding wat ek wil kom sê is, waar jy kyk, is daar waar jy gaan ry. En is dit so dat elke ervare biker wat hier sit vanoggend weet, dat jy met jou oë hou op die pad. Want sodra jy begin rondkyk, kyk, dis nou ongelukkig as 'n ou in Suid-Afrika ry, is dit nou nie altyd moontlik, veral as jy op 'n motorfiets is, om die natuur te bewonder terwyl jy rondry nie. Want die volgende oomblik kan daar 'n slaggat op die pad wees, en dan het jy 'n moeilikheid. En is dit ook so dat jy kyk waarheen jy wil gaan? Want ek bedoel, jy hou jou oë op die pad, jy kyk vir jou ander bikers wat dalk saam met jou ry, jy kyk na moontlike hindernisse, jy kyk dalk na 'n oliekolk met die baie vragmotors daar in Oos-Transvaal op 'n Mpumalanga area met die steenkool, en die baie vragmotors gebeur dit baie keer dat daar diesel word op die teerpad, en dit is 'n fiasko vir enige motorfietsryer as hy nou daardeur moet gaan. Maar hier is die ding, is dat daar is 'n Bybelse karakter waarvan die Bybel praat, wat ook uiteindelik na die hindernis om hom gekyk het, en toe sink hy. Sy naam was Petrus.
Petrus het op die water geloop op die uitnodiging van Jesus. Hy was in 'n boot gewees en toe sê hy, ja, ek wil ook. En die Here sê, kom Petrus, en toe Petrus uit die boot uitklim en op die water begin loop en hy vir Jesus kyk, toe loop hy, maar toe hy die golwe begin sien en die water ryk, die lekker ou water van die see van Galilea, toe begin die moeilikheid, want toe kom daar hindernisse en toe kom daar probleme. Jy sien, in die regte lewe werk dit ook so, want wanneer ons begin kyk na die dinge om ons, en kom ons wees nou maar eerlik, niemand is blind nie, ons almal sien die probleme, ons sien die politiek, ons sien die stand van die ekonomie, ons sien mense wat siek is, ons sien mense wat ly, en wanneer ons hierdie goed begin sien en ons aandag op dit begin fokus, is die kere en die geleenthede wanneer ons dink. Jy sien, dit is belangrik dat ons moet verstaan, wanneer ons op Christus gefokus bly, is die kere wanneer ons op die see kan bly loop. So die vraag waarmee ek jou vandag wil konfronteer, is hierdie vraag, waarop is jou oë gefestig? Is jou oë op die pad? 'n Slim biker sal nooit sommer net op sy motorfiets klim, sonder dat hy gekyk het of die bande reg is, sonder of hy die remme getoets het, hy sal seker maak, daar's olie, daar's genoeg brandstof, die ligte werk, die flikkers werk, hy sal soms so vinnige inspeksie doen, want hy besef dat sy lewe daarvan afhang. Dat hierdie motorfiets in 'n goeie toestand is, omdat hy weet dat klein probleme kan groot ongelukke veroorsaak. 'n Rem wat nie werk nie, 'n flikkerlig wat jy dink is aan, en as jy oorgaan na 'n ander baan, het jy die risiko dat iemand teen jou kom vasry. En net so gebeur het in Psalm 139, waar Dawid uiteindelik kom en hy sê, Here, ek wil ook graag eers 'n inspeksie doen van my lewe, en hy vra vir die Here, hierdie mooi ding, hy sê, deurgrond my, o God, en kyk, Here, of daar nie by my 'n beter weg is nie. Vra jouself vanoggend hierdie vraag, is daar dalk miskien iets wat jy ook vanoggend met jouself en met God moet uitklaar? Sit daar dalk 'n stuk onvergewensgesindheid in jou hart? Sukkel jy dalk met trots? Is dit dalk 'n humeur? Die pa wat ons by die kerk sien is nie die pa wat by die huis opdaag nie. Die pa wat by die huis opdaag lyk anders as die pa wat op 'n Sondag in die kerk is. Is dit dalk so dat jy dalk miskien sukkel met jou geloof en dat jy uiteindelik hierdie probleme, dat dis maklik tussen ander gelowiges om te sê ek glo, maar wanneer jy daar buite is en soos ons op die boere Afrikaans praat, die popcorn die vel tref, dan is dit nie so maklik om te glo nie. Vra jouself die vraag af, as jy vanmôre hier sit en jy staan reeds in 'n verhouding met die Here, is my liefde vir Jesus nog sterk genoeg? Jy sien, hier is belangrike vrae wat jy jouself vanoggend moet vra. En dit bring ons by punt nommer 3 uit, wat vanoggend ook die stelling kom maak om te sê, jy ry beter saam met ander as wat jy alleen ry. Ek sal nooit vergeet nie met die bikersdiens wat ons in Wilbrug gehad het, toe ek nou saam met hulle ry daar van 'n plek af, toe ek Baksteen, met sy boulevard so in die Roermondse vierkant ingetrek, en al die karre gewys hulle moet stop. En as iemand sou durf waag, Baksteen was 'n groot ding, as iemand sou durf waag, om net so voor, dan het hy hom net so kyk gegee, en dan het hy gewys, moenie eers probeer nie. En dan het die ouens soms so aan bewe gegaan en het hulle gewag. Maar hy het omgegee vir sy medereiers, want dan het almal sommer lekker gevoel dat dit 'n baie groot groep was, het almal eintlik sommer so kom deurry. Maar hier is die ding, selfs die hardste biker weet, dat groepsritte is soms veiliger. Want jy sien, hier is die ding, as iemand sy een motorfiets breek, dan stop almal. As iemand teëspoed beleef, dan daag almal op om te help. Hier is die ding, as ek en jy maar net dit sal verstaan, dat dit werk presies dieselfde in die kerk. Ek het vanmôre in die eerste diens gesê, Galasiërs 6 praat so mooi van hierdie mekaar woord, dra mekaar se laste, wees lief vir mekaar, bid vir mekaar, help mekaar. Vriende, ons lewe in 'n wêreld waarin die mekaar begrip weer sal begin sterk funksioneer,
En dit het daarmee te doen, dat ons sal verstaan, dat ons nie net van onsself behoort te leef nie, maar dat ons medereisigers saam met ons op die pad het. En wanneer ons dit verstaan, dan verstaan ons ook dat die gemeente, die kerk, is nie 'n museum vir perfekte mense nie. Nee, dis 'n herstelwinkel, 'n workshop vir gebroke mense. Want die Here is met ons almal besig. Lyk my in Brakpan, nou nie hierdie, maar kom ek sê dit weer, die Here is met ons almal besig. Lyk my moet daarom so hier en daar met 'n ou boksberg. Ek wil dit weer sê, die Here is met ons almal besig. En hy werk elke dag met ons. Hier op my hand 'n groot bord, julle sien hom net nie, maar hy is hier. En daar in die bordjie sê under construction. Ek is nog onder die hand van die Here, ek is nie perfek nie, ek het nie gearriveer nie, ek het verskriklik baie foute. Maar hier is die ding, God is met my besig. En hier is die ander ding, ek dank die Here, ek is nie waar ek gister was nie, ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar ek is besig om te groei. En solang ons net dit verstaan, dat ons moet toeneem in die Here. Nou, nommer 4 is dit, is dat elke biker, en ek sien sommer, en hulle het my nou uitgedaag en genooi, vanmorgen hierdie mooi baadjie aan te trek. Nou, daar kuier op die huidige oomblik 'n kerel by my dogter, wat verskriklik lief is vir motorfietsse, en hy ry hierdie off-road goed, wat so spring by die hobbels, en as daar MotoGP of something op die TV is, hy noem al die ouens se name, en nou dag, kyk ons na die oefenrond, en nou maak ek, jy weet, want ek het nou so 'n bietjie belangstelling in het verloor, nou kyk ek so half saam met hom, en nou sien ek, daar is 'n ou wat teen 180 om hierdie draai kom, en hy verloor beheer, die motorfiets het so onder hom uitgeglyd, en hy rol, en is oor die teerpad, en oor die grys, en hy val, maar hy staan op en hy skit, en ek sien hy skit hom af, en toe besef ek dat die beskermingsklere wat hy aan het 'n baie groot rol gespeel in sy veiligheid. Geen verstandige biker klim op sy motorfiets sonder 'n helm, sonder 'n baadjie, sonder handskoene, sonder stewels. Hy dra die nodige klere, nie omdat hy bang is nie, maar omdat hy slim is. En hy weet dat dit tot sy voordeel is. Ek het 1 jaar het ek daar in Houtbaai in die Kaap, het ek te hore gekom van 'n maatskappy wat motorfietsse, Harley Davidsons uithuur vir die dag. Dink dit het so R950 gekos. En toe daar kom tog julle vir my 'n baadjie wat my pas, wat al klaar 'n groot wonderwerk is, en sommer so lekker groot Harley Davidson, die torsels het so van die petrol afgehang, en ja, ek het daar met so lekker mean look gesit. En terwyl ek op die motorfiets klim, het ek die hele dag in die Kaap rondgery. Dit was een van die lekkerste ervarings. Ek het Chapman's Peak gery, ek het vir my net so 'n pak geel perskes gekoop, en oral ry ek, dan trek ek af, en sit ek die natuur kyk. Dit was 'n heerlike ervaring. Maar daardie aand het ek groot moeilikheid gehad, want hulle het net vir my 'n baadjie en 'n valhelm gegee. Ek het nie handskoene aangehad nie. Toe daar sit 'n blaase op my hande, soos ek die hele dag in die son gesit het. Daai dag het ek besef hoe belangrik dit is, dat ou die regte toerusting moet hê. Nou, hier kom die Bybel in Efesiërs 6, en hier is die mooi parallel wat getrek word, is dat, dis wys, dis slim, wanneer jy die volle wapenrusting van God elke dag gaan trek. Nou ouens, dis iets waarvan Efesiërs 6 praat, en in Efesiërs 6 word vertel dat dit nodig is, en die rede hoekom dit nodig is dat die Bybel sê, sodat jy kan staande bly teen die aanvalle van die bose. Ek weet, ek het 'n ou moeder, en ek dank die Here vir haar, wat elke môre trek sy die volle wapenrusting vir elkeen van haar kinders aan. En daarom is dit vir my so maklik, sonder om na my notas te kyk, ek dra dit in my hart, want ek besef die waarde daarvan, en ek het begin om dit met my kinders en my familie te doen, en elke môre sal ek die helm van verlossing aansit, ek sal die borswapen van geregtigheid, ek sal my omgord met die waarheid, die swaard van die Gees in my een hand, die skild van die geloof in my ander hand. Ek sal die skoene van die bereidheid vir die evangelie van vrede. Dis 'n hele pragtige mooi gedeelte in Efesiërs 6 wat julle moet gerus gaan lees. Maar hier is die ding, ons moet die volle wapenrusting aantrek, sê die Bybel, sodat julle staande kan bly. Is dit nie
waarom so baie ouens vandag struikel. So baie ouens die pad byste raak. Dalk die rede waarom so baie ouens geestelik pap geraak het en nie meer die Here dien en kan dien en wil dien nie. Dit hulle nie wapenrusting aan het nie. Dit is interessant dat hierdie ouens het meer merke op hulle rug as wat hulle merke in hulle gesig het, want hulle is gedurig hier op die weg hardloop. Ons hoef nie weg te hardloop vir die aanval en die aanslag van die vyand nie. Ons kan staan in die naam van die Here, want ons het die swaard van die Gees, God se woord in ons hand. Ons het die skild van die geloof, waarmee ons elke vurige pyl van die bose kan afneem. Daai pyle is gemik op jou hart. Jy sien, die duiwel gee nie om hoeveel kilometers jy al saam met Jesus gery het nie. Hy sal probeer om 'n oop deur te kry, om jou te versoek, om jou te beproef. En dit bring my by punt nommer 5, want jy moet besef, die belangrikste bestemming vir enige iemand vanmôre in hierdie gebou, nie net vir ons bikers nie, ons lidmate, ons jong mense, oupa, ouma, hoor hier, geen biker klim op sy fiets sonder 'n bestemming nie. Al ry hy net gou winkel toe. As hy sê ons gaan 'n bietjie rondry, het hy klaar ten minste 'n roete van hoe hy 'n bietjie gaan ry. Daar is 'n bestemming. Jy sien maar jy kan ure op 'n motorfiets ry as jy weet waarheen. En dit is tog so lekker as 'n ou hierdie breakfast run het en jy sommer net hierdie lunch outing en jy ry iewers heen saam met 'n klomp pelle. Maar hier is die ding, niemand van ons pak die lewensreis aan sonder dat ons weet waar ons gaan. Petrol is te duur. Hallo. Ek sê petrol is te duur. Om sommer maar net vandag net op iets te klim en te ry. Ek klim nie my kar en sê vir Ronel, ek weet nie waar toe gaan ons nie, maar ons gaan nou iewers heen. Nou kom ek skinder gou my vrou, ek dink sy is dalk al hier, want ek het so vermoed hy het al gekom. Kom ek skinder gou daar, sy is verskriklik bang vir vlieg. Baie bang. Sy sal my hand vat en dan druk sy my hand, so ek het permanente merke. So sy my druk en ons vlieg verskriklik baie as gevolg van my werk. Maar hier is die ding, kan jy nou dink, jy sit in 'n vliegtuig en die loods, die ou wat die vliegtuig bestuur, maak die aankondiging om te sê, ek het slegte nuus en ek het goeie nuus. Nou as jy in 'n vliegtuig is, wil jy nie hoor daar slegte nuus nie. Hallo? Dis nie iets wat jy wil hoor nie. Nou sê jy, die slegte nuus is, ons het verdwaal. Maar die goeie nuus is, moenie worry nie, ons maak goeie vordering. Goeie vordering op pad waarheen, ons het verdwaal. Ek bedoel, niemand hier vandag pak 'n lewensreis aan, sonder dat jy weet waarheen jy op pad is, en waarheen jy gaan. En hier is die mooi ding, vriende, is dat Jesus kom sê vir ons hier oor iets. Hy sê vir ons, Jesus praat van homself, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Dit is die boek van Johannes in die Bybel in die Nuwe Testament wat kom sê, dat as ons vir Jesus het ons die lewe. Is dit nie kosbaar nie? Hy sê ook daarin, hy sê dit presies in die Bybel, wie Jesus nie het nie die lewe nie. Niemand wat vandag hier is, kan sy eie pad loop nie. Daar's een van twee paaie wat jy kan kies. En baie pastore en predikante vandag hou nie daarvan om dit te sê, hou nie daarvan om dit te preek nie, want hulle wil tog nou net nie hê mense met ongemaklik voel nie. Maar as ek nou maar net die Bybel vandag as 'n verwysing kan gebruik, dan sê die Bybel daar's twee paaie. Die een is 'n breë pad wat almal stap en is 'n maklike pad. Die ander is 'n smal en 'n nou pad en min mense stap die pad. Die realiteit is, ons noem dit die pad na die ewige. 'n Ewige tyd saam met die Here, die hemel, of 'n ewige tyd sonder die Here, die hel. Die hel is 'n realiteit, vriende. Ek is nie vanmôre hier as prediker om jou bang te praat met die hel. Ek is nie vanmôre hier om jou emosie te werk en jou te probeer oortuig van enige iets nie. Ek is vanoggend vir hier om vir jou te kom sê, en hier is die illustrasie. Wanneer 'n biker sy GPS verloor, kan hy maklik verdwaal. Dit is ook so dat die beste GPS moet soms herbereken. Recalculating is die woorde wat gebruik word. Dit is so dat ons vanmôre ook hierdie goeie nuus het.
En dit is dat God ook soms in ons lewens dit toelaat, dat daar 'n herberekening, 'n recalculating kom, en ons noem dit genade. God se genade wat sê, my kind, al het jy 'n fout gemaak, al het jy die verkeerde pad gekies, my genade help jou vanoggend om te recalculate, om 'n nuwe pad, om 'n nuwe koers, om 'n nuwe rigting, om 'n nuwe geleentheid te kry. Vriende, sy genade is vir ons genoeg. Ek sluit af, jy mag dalk hier vanmôre sit, en iewers het jy die verkeerde pad gevat. Iewers het jy die verkeerde draai gevat. Iewers het jy dalk, het jy geval, en het jy besef dat dis seer, dis einde, en dit het baie ander geraak. Maar God sê, ek is nie met jou klaar vanoggend nie. Hy sê vandag vir jou, kom terug na die pad toe, waarop jy moet wees. En dan is dit belangrik om jou oë op die pad. Ek sluit af deur vir jou vanmôre te kom sê, eendag elkeen wat vandag hier sit, se aardse rit. Wag ons so dag gaan breek. Die Bybel sê, dit is bestem vir die mens om eenmaal te sterwe. En elkeen wat vandag hier sit, gaan daar iewers 'n geleentheid kom, dat jou engine gaan stil word. Die realiteit is dat daar gaan 'n oomblik aanbreek dat selfs jou motorfiets geparkeer sal word. Geniet om terwyl jy nou kan, terwyl jy die reis aangepak het, ry dit met vreugde. Maar vriende, daar is 'n ewige bestemming. En eendag gaan dit voor God nie saak maak met groot respek. En ek weet, kyk, ek het groot geword in 'n huis waar daar vir my gesê is, daar's 3 goed wat vir 'n man belangrik is in Suid-Afrika: sy vrou, sy geweer en sy ryding, sy wiele. Kan jy ken nie spreek oor sy wiele. Kyk, ek sien hierdie kerel van my dogter, is my so interessant. Jy mag nie in sy kar eet nie. Wag tot daar kinders is en daar roem hy so teen die dashboard gedruk word. Dan sit hy 'n heel ander storie. Kom nou. Wag tot daar kleintjies is en dan is oupa sorry vir hierdie klein kind, hy sê niks. Maar toe hy nou uitgegaan het nog met die meisie en sy net 'n papiertjie so skelm langs die deur ingedruk het, dat hy amper ontplof. Hier is die ding. Dit gaan nie eendag gaan oor hoe groot was jou motorfiets nie. Hoeveel kilometers het jy gery nie. Dit gaan nie gaan oor waar jy gery het nie, wat jy gesien het nie, hoeveel mense saam met jou gery het nie. Want jy gaan eendag so voor die Here staan. En dan is die enigste ding wat gaan saak maak, is het ek Jesus Christus geken? Het ek vir hom geleef? Jy sien, een baksteen, nadat hy sy hart en liefde vir die Here gegee het, dat hy begin om vir die Here te leef, en dat hy al sy bikersmaats begin beïnvloed. Maar selfs een baksteen het daar 'n dag aangebreek, dat hy baie siek geword het, en baksteen gesterf het. Ek dank nie die Here, dat baksteen by hom uitgekom het. Dit was 'n maklike begrafnis. Hoekom? Vir enige pastoor, vra maar vir pastoor Ben wat hier is. Dis die moeilikste ding om iemand te begrawe wat nie in 'n verhouding met die Here geleef het nie. Want jy kan tog nie jok nie. Jy kan nie vals hoop vir die familie of die vriende bring nie. Ons praat nie oor hierdie goed nie, veral wanneer ons te doen het met die lekker van die lewe, is dit nie goed waaraan ons wil dink nie. Ronel se suster, sy man het so rukkie terug, so 'n paar weke terug gesterf, en haar suster het deur 'n verskriklike moeilike tyd gegaan, want Pieter het ongelukkig nie voorsiening gemaak, niks gesien, niks gelos nie, sy moes alles, toe sê Ronel vir my, jong, ons moet oor die goed praat, toe sê ek weet, wil seker hê, jy wil seker maak jy weet waar dit is en waar dit is en wat jy moet doen. Ons hou nie van om van die goed te praat nie. Maar vriende, ek gee vir jou soveel om, dat ek vanmôre vir jou wil kom sê, die belangrikste keuse wat jy ooit in jou lewe kan maak, is om die Here Jesus Christus aan te neem.
En die realiteit is dit. Die Bybel sê, as jy met jou mond bely en met jou hart glo, dan sal jy gered word. Ek wil jou aanmoedig, om net vir jou te sê, dis jou kans, dis jou geleentheid, vanoggend in hierdie kerk. Ek mag die Here dan gee, baie dankie, ek preek 2 mikrofone pad. So die Here kan sê, hier, dit was 'n lang diens gewees. Julle moet bid dat daar nie nog 'n derde mikrofoon is, want dan gaan ek nog 'n rukkie aangaan, hoor. Ek is so te sê klaar. Julle weet wat met Paulus gebeur het, toe hy so lank gepreek het, toe hy ou in die slaap geraak. Toe hy aan die slaap raak, toe val hy in die venster uit en hy is mors dood. Paulus het gesê, nee maat, so maklik gaan jy nie wegkom nie. Paulus het erop gebid, hy het lewendig geword, en in plaas van Paulus om huis te gestuur, moes hy terug in die kerk. So, daar is nie vanmorgen 'n kans dat een van julle hier 'n triek gaan trek om nie uit te kom nie. Maar ek is klaar. As daar enig iemand is vanmorgen hier, wat hy sê, Here, ek wil my oë op die pad kry. Ek het lang genoeg rondgekyk. Ek het lang genoeg staat gemaak op ander goed. Ek het U nodig. Vanmorgen toe in die lied sing wat sê, daar is niemand soos U. Toe besef ek, jy kan alles op hierdie aarde hê. Die slimste en die rykste man wat ooit geleef het, Salomo, skryf in die boek van Prediker hierdie woorde, as hy sê, alles is te vergeefs. Wat hy eintlik daar sê, want as jy dit verder in konteks gaan lees, dan sê hy, niks is die moeite werd sonder God nie. Alles is te vergeefs. Vriende, jou belangrikste besluit is om vir die Here te lewe. Sal julle gou vir 'n oomblik net julle oë sluit. Ja, ek weet nie met wie jy vanmorgen gepraat nie, maar wat ek weet, is dat die Heilige Gees het nou hier met iemand vanmorgen kom praat. En ek sal vir u skuldig staan, Here, as ek vandag hier ry. En daar was dalk iemand gewees wat nie sy saak met God reg gehad het nie. Ek sal vir u skuldig staan, Here, as ek die geleentheid verby laat gaan het, terwille van om mense goed te laat voel. Ek bid, Here, dat as daar dan nou enige iemand is in hierdie gebou, wat vanmorgen net 'n besluit wil neem en sê, Here, ek wil my saak met U reg maak. My vriend, dan het jy nou jou kans, net, ek gaan jou nie vorentoe nooi nie, ek gaan nie jou naam vra nie, ek wil jou net nooi om vanmorgen, terwille van die besluit wat jy neem, en die boldness van die besluit, steek net jou hand op en sê net, bid vir my, daar is oral hande wat opgaan. Oral, dankie Here. Dankie vir kanse wat U gee. Dankie vir nuwe paaie, Here, wat van hierdie dag afgery gaan word. Dankie Here vir nuwe bestemmings. Dankie Here dat ons vandag kan weet dat die pad voor ons is dalk onbekend, maar met Jesus as ons leier, hoef ons nooit bang te wees vir die eindbestemming nie, want U woord sê, as jy dit net sal verstaan en sal besef, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En Here, ons wil nie hierdie moet vanmorgen soos 'n begrafnisdiens klink nie, nee. Ons is hier om vanmorgen te vier die oorwinning van Jesus aan die kruis, wat het moontlik kom maak het vir elke man, vrou, seun, dogter, biker, elke een wat vanoggend in hierdie godsgebou is, en dit kom moontlik maak dat ons kan lewe. Dankie dat die Here nou vir elkeen wat die besluit gemaak het, 'n nuwe kans gee. Wanneer daar berou is, wanneer daar 'n belydenis is, dan sê U in U woord, die Bybel, dat U ons van ons sonde en van ons ongeregtighede sal reinig en daarvan sal vergewe. En dan so ver as wat die ooste en die weste van mekaar verwyderd is, so ver, Here, verwyder U ons oortredinge van ons, om nooit weer daaraan te dink nie. So elke mens wat vanoggend hier is, luister gou hier, het die reg om vanoggend met daai deure uit te stap, vrygespreek, skoon van jou verlede, uitgewis,
God sal nooit weer daaraan dink nie. Het klink te goed om waar te wees, maar dis wat die Bybel sê, dis wat God sê. As jy dit bely, dit laat staan, daaroor berou het, as jy jouself ootmoedig voor hom, dan sê die Here vanmôre in sy woord, dat hy jou vryspreek. Jy kan vanoggend daar uitstap as 'n nuwe mens, 'n new creation. Here, U weet wie vanmôre daardie besluit gemaak. U weet wie vanmôre gesê, hier is ek, Here. U het hierdie hande gesien, en as daar nog iemand is wat wil sê, prediker, sluit my net by hierdie gebed in. As jy welkom, steek net jou hand op en ek gaan saam met jou bid. Dankie, daar is nog steeds hande wat opgaan. Here, vanmôre kom ek na U toe in die naam bo elke naam, die naam van Jesus. En dankie, Here, dat ons vanmôre weet, as ons op hierdie GPS vanmôre 'n adres indruk en dit sê, hercalculating of dat die GPS vanmôre net weer herskeduleer, dan hoor ons die woord van U die hele tyd wat sê genade. Dis my genade, dis my genade, dis hoekom, dis my genade, want uit genade word ons gered. Nie uit ons eie verdienste, nie uit ons eie werke, sodat niemand wat vanmôre hier sit, maak nie saak wie jy is, hoe belangrik jy is, en maak nie saak wat jy het, of waar jy bly, of wat jy ry nie, sodat niemand kan roem nie, maar dat dit alles vanoggend net kan wees, omdat ons uit genade gered is. Dankie, Here, vir U woord. Dankie vir wat U nou doen in die lewens van mense vanoggend hier. Ons stap vanmôre hier uit, as vrygekoop, deur die bloed van Jesus. Amen. En amen. Vriende, dankie dat julle vanmôre so geduldig geluister het. Voordat hierdie battery word gee, ek het nou vir die musikante hoor. En dankie dat julle gekom het. Julle word hartlik uitgenooi, neem ek aan, vir 'n heerlike verversing na die tyd hier aan die kant. En ek sal graag julle blad wil skud, bietjie wil hallo sê. Ek dink as ek reg gesien het, Pastoor Ben hulle is terug. So ek glo ons gaan hom daai kant sien en daai kant kry, of ook gou vir hulle môre na hulle te sê, bly veilig en wees verseker, hierdie gemeente gee vir julle om, en dat elke baie sal weet, vir hierdie gemeente is julle belangrik. 'n Lekker dag. Sy, ons